Dankie vir die hulp, Here. Dankie dat ons weet, U is ons krag, ons sterkte en ons psalm. Met ander woorde, U het ons lied geword. As ons sing, dan doen ons dit tot U eer. Want ons wil U oplig en U naam verheerlik. Baie dankie, wil ek sommer by voorbaat sê, vir die kerk en die liggaam van Jesus hier op aarde. Mag die genade en die vrede van die Here op elkeen wees. Geopende ore en geopende harte. Spreek, Here. Spreek, Here. Spreek, Here, net soos U wil. En dit tot U eer. In Jesus naam. En almal sê amen en amen. Jy kan jou sitplekkie neem. Ek gaan 'n paar oomblikke met u praat uit die Bybel. Die woord van God. Amen. Bybel beteken 'n samestelling van boeke. Ek hou meer van die woord van God. Hou van dit dat die Here het dinge om te doen en dinge om in lyn te kry. Steek jou hand so op. Sê, Here, bring my in lyn. Nee, kom. Sê, Here, bring my in lyn. Bring my in lyn. Amen. Praise die Here. Ek wil met u praat. En u weet, die bediening is so 'n bietjie anderster so vir die afgelope tydjie, wat ons dalk meer lering gee en dinge, maar ek glo die salm van die Gees sal dit ook in elke hart bevestig en bewerk. Sê ons moet die woord hoor. Die Bybel sê, geloof kom deur wat? Deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van die Here, deur die woord van God. Ons moet die woord hoor en dit skep geloof. Dit kry ons in lyn. Amen. Prys die Here. Nou ek wil met u praat oor die kerk in die eindtyd. Met ander woorde, dis nou net aan hierdie einde van dae wat ons kom. Ek gaan later dalk 'n bietjie meer dinge saamvat en vir die wys waar trek ons en hoe dit ook al sê. Maar ek wil met die kerk van Jesus praat voordat ons gaan vertrek. En as jy wil weet wanneer dit is, wil ek sê, kry jou maar gereed. Dit kan enige oomblik wees. En enige dag en enige tyd. Lukas 12:40 wil ek weer aanhaal. Waak, want die seun van die mens kom op 'n dag en 'n uur dat jy dit nie verwag nie. Ek gaan vir jou 'n storie vertel. Ag mamma, kan ek maar die storie vertel? Sy weet nie. Ek gaan maar hoor. Maar ek gaan haar nooit 'n verleentheid stel nie, ek sê maar net. Maar ek weet nou nie of julle ook nou slaap nie. Ek weet die manne snort mos verskriklik. Kyk, die manne saag balke. Vrouens saag stokkies. Ek weet. As my vrou snork, is dit baie liggies. Dit is so krul soos 'n kat wat purr. Hier by my oor. Maar dit is nogal irriterend hoor. Maar julle weet mos, julle manne, hoe werk julle as die vrou? Kyk, die vrou slat jy soms so in die ribbes. Sy kry klaar mee jou gesnop. Maar ons werk mooi. Ons het 'n manier, die manne. Die vrou moet nou nie mooi luister nie, maar jy weet, jy skuif jou voet net so op 'n sekere manier om haar voet net so te raak. Dan glo jy, sy gaan nou bietjie draai. Jy weet. Of jy weet, jy werk maar mooi. Jy raak so tussen die kussing, jy weet, laat sy net weer 'n ander wy vat. Nou ek begin nou vanmôre op die trant. Want my vroukie het toe nou een aand, het sy nou ook gekraak.
en die pur gehad. En toe het dit my nou nogal ook, maar nou het ek al die voet geskuif, en ek het al die kussing gestamp, en ek het al teen die rug gestamp, en jy weet, kan toch of ek omdraai, of wat ook al, want ek wil nou nie te erg raak, nou nie. En nou vat ek het so kalm, en weet jy, sy het agtergekom, en sy sê later aan, my man, wat is fout? Ek sê, mama, jy snork. Sy sê, my man, ek het nog nie vannacht 'n oog toegemaak nie. Nou wil ek nie hoor as sy regtig wegtrek dan. Ek vertel dit vir jou, want daar's 'n geestelike boodskap vir my in dit gewees. Die Here het met my gepraat, toe sê hy, die kerk snork. Maar as jy met hulle praat, dan sê hulle, ek het nog nie 'n oog toegemaak nie. Nou raak het 'n bietjie dieper, né? Amen. Luister, ek wil vir u sê, baie keer is daar 'n slaap en 'n diepe slaap by die kerk van Jesus. Maar wanneer jy oor dinge praat, dan sal hulle sê, nee, ek is alright, ek is wakker, ek is daar. Kyk, ons weet die 10 maagde het aan die slaap geraak. En tog sê die Bybel nogal al 10 het geslaap. Maar 5 het die olie gehad, en 5 het nie die olie gehad nie. Ek wil vir die kerk sommer in die staanspoor sê, die kerk moet wakker word. Ons is op baie netelige tye, en in baie ernstige tye. Nou, mense was baie bang vir die 23ste. En ek wil niks hier uithaal, lelik sê of wat nie. Maar ek gaan iets sê. Want ek wil sê dat mense het redelik bekommerd geraak, en as ek kyk na al die oproepe wat ek gekry het, pastoor, is dit so, kan dit wees, kan dit wat? Het ons baie oproepe gekry. Maar ek wil dit sê, nou gaan ek sommer net die ding maar net mooi, maar ek gaan dit met groot liefde sê. Onthou altyd, die Here praat nie uit 2 monde nie. Die Here sê nie vandag, dit gaan so wees, en môre dan sê hy 'n ander storie. As jy sê, jy het by die Here gehoor, jy moet baie versigtig wees, wanneer jy sê, God het dinge vir my gesê. Die Here praat nie so, en dan praat hy weer so nie. En ek wil sê, deur dit alles was baie groot verwarring geskep. Maar weet jy hoekom? Omdat mense hulle ore uitleen. Weet jy wat sê my Bybel en jou Bybel? Al kom my engel uit die hemel, verkondig jou evangelie, in stryd met hierdie evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Jy kan maar harder sê amen, moenie worry nie. Ek wil sê, kerk van die Here, dit is daarom wat ek net wil sê, hou jou oog tot op Jesus, en hou jou oog op die woord van die Here, en op die dinge, en pas op, wil ek sê, vir openbaringe en vir stemme. Die ouens daar, ek dink by die blou rokkies het gesê, jy kry 'n stemme, maar jy kry 'n skaapstem en dan kry jy 'n bokstem. Pas op vir die boksstemme. Ek het gesê ek gaan net mooi praat, maar ek wil hê jy moet net duidelik die prentjie kry. Weet jy, AI is 'n baie groot iets wat nou in aanvang is. Artificial Intelligence sê hulle. En weet jy dat AI kan jou stem namaak? Nou die Here het net dit met my gepraat, en ek gaan net 'n vergelyking gou weer maak. Want ek het amper in 'n struik getrap met Johan Rupert, wat hulle presies sy stem nagemaak het, en hy sit op die voetjie, en hy sê sekere goed, en toe nog ek, joh, maar dit wat iemand sê, is nou nogal goed. Hulle het van Trump se stem gevat,
en dit nagemaak, en het hulle laat Trump goed sê, wat hy nooit gesê het nie. Clemens het my nou die dag, het iemand my gebel, en ek sê vir hom, Clemens, wat het jy geadverteer op jou ding? Jy is besig daar met dit is een of ander belegging of beleggingsskema wat hy het. En die persoon bel my sê, ja, pastoor, ek wil graag daar by Clemens belê by daai ding, maar ek wil net hoor, is dit alright? En ek bel vir Clemens, toe hulle presies Clemens se stem nagemaak, met sy beeld, en presies dinge gesê wat hy nooit gesê het nie. Hy sê, pa, hulle het my gehack, is 'n scam. Sê vir daai mense, hulle moet nooit daarna kyk nie. Weet jy wat kom ek agter? Ek wil sê, Satan maak Jesus se stem na in hierdie dae. En sê, dis die Here wat so sê. Nou wil ek sê, die Here gaan dinge laat gebeur vir die kerk. Ek is nie hier om enigiemand aan te vang nie, maar ek sê net, wat reg is reg, wat verkeerd is verkeerd. En jy gaan my nou nie anders konwins as dit nie. God praat nie so, en dan praat hy weer so nie. God praat in 'n lyn, wat lynreg is, en wat nie kan verander nie. Nou wil ek begin om te sê dat, ja, die Here gaan dinge laat gebeur, en dinge soos Matteus 24 is reeds van die orde van die dag. Maar weet jy, ek wil Matteus 24 vandag intrek by die kerk, want die kerk is nog in hierdie tyd in, ons is nog in hierdie lewe in die deel van baie van die dinge van Matteus 24, wanneer hy daarvan praat, maar hoor nou mooi, weet jy wat is God nie besig? Hy is besig om die kerk te louter, hy is besig om die kerk vrugbaar te maak, en hy is besig om die kerk van Jesus te snoei. Jy moet vassit vanmôre. Ek gaan 'n paar dinge met jou deel en 'n paar dinge met jou praat. Kom ek lees. Johannes die 15de hoofstuk, ek gaan net lees die eerste en die tweede vers. Jesus sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Wat sê Jesus? Hy is die wynstok. My Vader is die landbouer, ons sal dan wees die lote. Maar wil ek sê, dat die Bybel sê, as die loot nie vrug draai nie, dan sny hy af, en hy maak skoon. Mooi hoor wat sê ons. Matteus 24, die 8ste vers, kom die Bybel, en dan sê hierdie woorde, by die 8ste vers, nou sê hy so, maar al hierdie dinge, is 'n begin van die smarte. Jy moet nou mooi hoor, want ek gaan jou nou 'n paar dingetjies help mee. Ek gaan jou 'n paar dinge leer, uit dit wat die Bybel vir ons sê, sodat die kerk kan wakker wees. Sê wakker. Sê ek wil wakker wees. Amen. Nou kom hy by die 8ste vers, en dan sê hy, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Smarte, in hierdie teksvers, is uit die Grieks, uit die woordjie oudien. Nou, oudien word vergelyk met geboortepyne soos die van 'n vrou. 'n Vrou voordat sy geboorte gee en in geboorte ingaan, is daar kontraksies wat plaasvind. En die moeder sal weet waarvan ek praat. Dis eers 10 minute uit mekaar uit,
Dan verkort dit later, dan kom dit 5 minute so uit mekaar uit. En dan kom dit later aan 3 minute. En dan kom dit 1 minuut. En die kontraksies raak al hoe vinniger. Dis hoekom God dit verduidelik uit geboortepyne. Die woordjie smarte beteken dat die Here sê, daar is dinge wat aangaan. Dinge wat julle gaan sien en dinge wat julle gaan beleef. Maar dit is alles geboortepyne wat al hoe vinniger en vinniger gaan plaasvind. Nou die toets van die geboortepyne kan jy kyk in Matteus 24, 7 vers. Hy sê die een nasie gaan teen die ander optrek. Daar gaan hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings. Al hierdie dinge word genoem en dit word saamgevat. En wanneer jy kyk na die nuus, hoef ek dit nie vir jou te sê nie, maar elke aand sal jy 'n paar tekens op die TV-skerm kry. Want dit is daar. Die aardbewings wat plaasvind, die pestsiektes wat plaasvind, die dinge waar ouens lande teen mekaar opstaan. Al hierdie dinge gebeur, en dan sê die Bybel, dit gebruik Jesus uit die deel uit, dat hierdie geboortepyne gaan gebeur, maar dit gaan al hoe meer en al hoe vinniger begin gebeur. Met ander woorde, die frekwensie van die geboortepyne word al hoe haastiger. Nou ek wil sê, dis 'n paar dinge wat ek sommer gou neergeskryf het, 'n paar dinge wat ek vir jou wil deurgee met skrifte. Jy gaan dit nie alles kan doen nie, maar luister daarna. Die wêreld gaan getuister wees in die eindtyd. Deur valse profete, 1 Johannes 4 en 2 Timoteus 4. Deur 'n morele verval wat gaan plaasvind, soos in die dae van Noag en in die dae van Sodom en Gomorra, as jy Lukas 17 lees. Daar gaan wetteloosheid wees, soos 2 Timoteus 3 dit beskrywe, en oorloë en spanninge in lande, en dit beskrywe Matteus 24 dan ook. Hy sê hongersnode en peste wat gaan losbreek in die dae en in hierdie tye, soos in Lukas 21, aardbewings, weer Matteus 24, dwaalleringe oor die woord, jy kan 1 Timoteus 4 gaan lees, en dan die verkoeling van die liefde en van die geloof, wanneer jy Lukas 18 kyk, dit neem al hoe meer toe, die geboortepyne word al hoe vinniger, al hoe haastiger en al hoe meer. Jy kan maar net gaan kyk na hierdie dinge, dis daar, dis oral op die internet, dis op die nuus, en soos ek sê, in die nuusblaaie, dinge is besig om te gebeur. Dan is daar profetiese dinge wat ook gaan gebeur, en ek sal later dan seker meer in die toekoms daaroor praat. Maar ek wil net ietsie noem. Profetiese rede is uit dit wat die 33ste vers sê. Hy sê, wanneer die vyeboom bot, dan moet julle weet dat die tyd nou naby is. En so sal julle weet dat die tyd nou naby is. Israel moes weer as 'n staat erken word, en op 14 Mei 1948 toe word Israel weer 'n staat en kry sy selfstandigheid, want dis een van die dele wat Jesaja die profete 2500 jaar terug gesê het in Jesaja 66 vers 8, dan sê hy, kan 'n volk in een nag gebore word. 1948 na 2000 jaar, toe kry hulle weer hulle selfstandigheid, is 'n profetiese teken van die profeet Jesaja. Daar is verder meer dit, dat Jerusalem moes weer teruggeneem word, ook deur die Jode,
Want die grootste rolle gaan speel, soos ek die vorige keer vir u gesê het, gaan afspeel in Jerusalem en die hele wêreld gaan as te ware optrek teen Jerusalem. En in 1967 met die 6-daagse oorlog. Daar staan vandag nog van die oorlogtanks as ons daar deur sekere plekke ry, hoe hulle geskiet het, hulle vernietig het. 1967, toe vat die Jode weer terug wat aan hulle behoort, naamlik Jerusalem. Donald Trump kom op 2017 in Desember maand en hy verklaar dat dit die hoofstad is, soos dit was in die dae van Dawid, dat Jerusalem weer die hoofstad is. Sagaria 14:12. Dan kom die Alia, en ek wil dit net gou noem ook. Die Alia is die terugkeer van die Jode wat terug gaan keer na Israel en na Jerusalem en na hulle land. Kom ek sê dit sommer, daar is geen plek wat 'n Jood meer veilig is nie. En enige prediker wat teen dit preek, dat Israel in die deel staan waarby God hom gekies het en dit sy land is, staan 'n gevaar nou se daar. Maar ek wil dit sê, my geliefde, wanneer ek kyk na hierdie dinge, dan wil ek hê, u moet weet, die Alia moes plaasvind. Het u geweet, dat die terugkeer van die Jode, is daar vandag vanaf 1948, tot nou toe, is daar meer Jode wat teruggekeer het, na Israel, as wat daar Jode in Israel was. Die Israeliete het uitgetrek, kom ons sê, uit Egipte, daar was so bykans 2 miljoen Jode, wat daar uitgetrek het, maar vandag is daar meer Jode wat teruggekeer het, uit die vreemde uit terug. Weet jy hoekom? Omdat Jesaja 11, sê die profeet Jesaja in die 12de vers, hy sê, ek gaan hulle terugbring, en ek sal hulle roep uit die noorde, uit die suide, uit die ooste, en die weste, en ek gaan hulle terugbring, na my land, sê die Here. Luister geliefde, ons moet wakker word, want ons is nie vir altyd hier nie. Ek wil sê, die kerk kan nie bekostig om te verslap nie. Ek wil 'n oproep maak. Jy kan nie bekostig om in die slaap te raak en te dink jy's maar wakker nie. Jy moet seker maak dat jy reg is en dat jy wakker is vir die Here en vir die dinge van die Here. Jy sien, Jakobus kom, dan sê Jakobus hierdie woorde daar in die eerste hoofstuk van Jakobus, dan praat hy so, en dan sê hy, maar elkeen word versoek, as jy deur jou eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. En dan kom hy in die 12de vers, dan sê hy, maar salig is die mens, wat die versoekings gaan weerdra. Nou moet jy onthou, Matteus 24, hoor. Onthou nou die pestsiektes, onthou nou die dinge, die aardbewings, onthou nou die dinge wat daar beskryf word, nasies teen nasies en so aan. Luister, ons moet versoeking verdra. Want nou sê die Bybel, want as jy die toets deurstaan het, sal jy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan elke een wat hom lief het. Wow! Kan ek dit net weer noem? Salig is die mens, wanneer jy die toetse gaan deurstaan, nie laat elke golfie jou voordrywe, en elke ou dingetjie net in jou plek. Luister geliefde, dat jy die kroon gaan ontvang, wat die Here beloof het, wanneer jy die versoekings gaan deurkom, vir elke een wat hom lief het. Steek jou regterhand so op en sê, ek het hom lief. Ek het hom lief. Halleluja. Luister, wat is besig om te gebeur? Kyk, daar's baie vrae in hierdie lewe. Ek gaan gou begin daar by Hebreërs, en ek gaan die 12de hoofstuk 'n paar verse voorhou. Luister nou wat sê die Bybel. Hier kom nou
die dinge wat God die kerk wil voorberei nou in hierdie tyd. Luister, 25ste vers, pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemel spreek, verwysende na Jesus. Toe het sy stem die aarde geskud, sê die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Sê, ek wil die Here dien met eerbied en met vrees. 29ste vers, want ons God is 'n verterende vuur. Hebreëus sê dit is okla. Hy's 'n verterende vuur. Kan ek dit vir u sê, kerk? Die wêreld gaan probeer om jou te skud. Maar ek wil sê, vir die ware kerk van Jesus gaan hulle dit nie regkry nie. Ons is nog hier, die kerk is nog hier, and I'm going through. Hallelujah, I'm going through, no matter what the troubles may be. Ons gaan deurkom deur die genade van die Here, en ek wil sê dat Romeine kom by monde van Paulus 8ste hoofstuk 37ste vers. Hy sê, maar al hierdie dinge, maar in al hierdie dinge is ek en jy meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. Ten spyte van wat gebeur, geliefde. Ten spyte van die dinge wat aangaan, ek wil sê, die kerk gaan deurgaan, want God se genade sal sy kerk behou, selfs in die tye van die nood. En as dit kos, dan is ook die God wat 'n verterende vuur is, jou 'n paar dingetjies moet wys, en jou 'n paar dingetjies moet draai, dan wil ek sê, laat dit so wees. God gaan hierdie wêreld skud, sê die Bybel, maar die kerk van Jesus gaan bly staan. Halleluja! Come on, kerk! Ek het vir Atlas gewerk. Was 'n happy daar, ek en Leon. En ons het daar gewerk. En ek is later aan die machine shop toe en ek het daar gewerk. En daar was een dag gewees. En weet jy, toe ek dit nou weer oordink, toe dink ek, dit te maak met die kerk van Jesus. Wat ten spyte van al hierdie onstuimigheidjies en al hierdie oorlog en gerugte van oorlog en pessiektes en aardbewings en alles wat oor die wêreld gebeur. Dit dink ek, Here, dit is 'n baie groot vergelyking. Wat gebeur het is, ek het op 'n draaibank gewerk. En terwyl ek op die draaibank werk, jy weet, was ek altyd, ek het toe net so tot bekering gekom. Jy sê, ek kon nie genoeg van die Here kry nie. Ek glo nie dit het vervlou nie, want vandag wil ek nog sê, ek kan nie genoeg kry nie. Amen. Maar oorals waar ek gegaan het, en dan werk ek hier agter die draaibank, en ek is so besig met die Here, en ek gaan aan met my werk, en ek het altyd 'n koortjie of iets in my gedagtes gehad, is so, nou lang storie nou kort te maak, terwyl ek werk, kom van die ouens by my, hulle gryp my aan die skouer, hulle sê, het jy dit gevoel? Ek sê, wat gevoel? Hulle sê, kyk, tot die vensters het geruk en gebewe. Hier het nou net 'n aardbewingkie deurgegaan. Sê, maar heerlikheid, alles het geruk, die masjiene en alles, en almal is in rep en roer. En die oukie, wat besig was met die Here, het nie eers agtergekom, dat daar so iets is. Kerk van Jesus,
Luister, ons moet so besig wees met God, dat wanneer dinge om ons gebeur, moet dit jou nie raak nie. Jy moet net weet jy wat, ouens gaan later aan sê, Jesusie, het jy dit nie gevoel nie, het jy dit nie agtergekom nie? Nee meneer, ek het niks agtergekom nie, want jy sien, ek was besig met my koning. Ek was besig met die Here. En soos ek en jy besig gaan raak met die Here, gaan daar dalk baie dinge gebeur, wat baie ouens omkrap in hierdie lewe. Maar ek wil sê, die kerk van die Here gaan bly staan. Sê amen. Jy weet, dit is waar Hebreërs 12:29 kom. En dan sê dit eintlik, ons koninkryk is van God. Van die Esokla, die kerk wat gelouter word en sy koninkryk sal staan, al is daar skuddings in die lewe. Kan ek weer vir jou sê, kerk, God gaan dinge skud. God gaan hierdie wêreld skud. Hy's besig om te skud. Hy's besig om mense en lande te skud. Kan ek 'n amen kry? Dis op die nuus, dis in die orde van die dag. Die dinge is daar. Maar ek wil hê jy moet weet, God gaan nie net skud nie. Ek dink dit is tyd dat hy ook die kerk uitskud. Hallo kerk. Tyd dat die Here die kerk ook uitskud. Hoekom? Sodat dinge wat moet gaan, laat dit gaan. En dinge wat moet bly, laat dit bly. Ek bid. Ek sê, Here, skud die kerk. Ek sê, Here, skud huise, skud families, skud besighede, skud dit, Here. Want die Here sê, nog eenmaal gaan ek 'n skudding maak. Ek wil sê, dis nou die wel aangename uur, dat Esokla, die groot God wat 'n verdurende vuur is, besig is om skoon te maak. Te skud aan die dinge. Ek het baie mense in my bediening gekry. Jy moet nie aanstoot vat as jy dit dalk gedoen het nie, maar ek kan nou dink aan niemand hier nie. Maar in elk geval, wat sê pastoor? Jong, hier's goed in ons huis, wat nie reg is nie. Ons hoor goed op die dak, hier's goed wat hier rondloop, ons hoor die voetstappe. Spookstories. Ons hoor die goed. Pastoor, jy moet hierdie huis kom salf en kom bid, laat hierdie duiwels kan vlug. My woorde is sommer dit, maar julle dien God so bower. Ek glo nie dis die duiwel nie, ek dink is die Here wat jou aandag begin trek. Want hulle wil die duiwel in elke ding sien. Maar ek wil net vir jou sê, ek het vir baie ouens gesê, as dit nie vir daai goed in jou huis was nie, het jy my nooit nou gebel nie, dat hier 'n ouetjie is wat bereid is om vir jou te sê, jy moet God begin dien, vriende. En as jy Jesus in jou huis indra, vlug elke duiwel. Ek kan nie daar bly nie, want ek kan nie teen die bloed van Jesus staan nie. Ek wil jou een ding sê, daar's 'n God in die hemel wat wil help, wat kan help. Maar ek wil nie so opgewonde raak nie. Ek wil nou mooi nog met jou praat. Ek sê, Here, U gaan dinge skud. Nou kom ek hier by Petrus en dan gaan ek net gou so aanhaling maak. Hoor wat sê 1 Petrus, die 4de hoofstuk. Ek gaan lees daar in die 4de hoofstuk, 17de vers. Nou sê hy, want die tyd is daar, hoor nou mooi, dis nou Petrus wat dit skryf, want die tyd is daar, die tyd is nou, dat die oordeel moet begin, by die huis van God. Waar gaan die oordeel begin? Hallo kerk, ek vra, waar gaan die oordeel begin? By die huis van God. Dis hoekom ek sê, ek wil met die kerk praat, kort voor hierdie groot gebeurtenis, wat enige oomblik kan gebeur, dat God die kerk en sy huis gaan skoonmaak, en dat hy dinge gaan maak. Kyk, as jy kyk daar na Handelinge 4, die Bybel sê, terwyl hulle gebid het, was die plek ook geskud gewees.
Wanneer jy kyk na Handelinge 2, het daar 'n rukwind geword en God gee 'n skudding. Kom ek sê weer, God is besig om die kerk reg te kry en die kerk skoon te maak voordat hy die wêreld gaan oordeel. En ek wil weer sê, die tyd is nou. Die tyd is nou. Hy sê, my oordeele gaan ek by die huis van God laat begin. Jy sien, ons konsentreer so baie op die korrupsie, op die onheile, op die parlemente en presidente en hoe dit ook al sê. Maar weet jy wat, kerk? God konsentreer op hierdie stadium nou op sy kerk om die onheile uit die kerk te haal, om die gimmicks uit die kerk uit te haal, om die gestryery uit die kerk te haal en om die valshede wat in die kerk insypel te vernietig en uit te haal, want die Here is besig met die kerk van hom en hy sê, my oordeele wil by my kerk begin. So Here skud ons. Kan ek vir jou sê, hy gaan met die wêreld deel. Maar eerste gaan hy hom openbaar aan sy kerk. Ek wil sê, pas op. Mense word lui vir kerk. Die kerk word gekritiseer op elke hoek en draai. Kan ek jou sê, hoe kom ek kerk toe? Ek het dit voor my Bybel geskryf. Maar ek kom kerk toe weens die feit van hierdie. Die Bybel sê, nommer 1 is dit die regte ding om te doen. Nommer 2, ons kom om saam te aanbid voor die troon van God as gelowiges. Ons vorm hier 'n eenheid deur die gelowiges by mekaar te laat kom. Ons berei ons voor vir die ewigheid. En as jy wil sien, hoeveel male, ek weet nie, hoe kan ouens praat teen die kerk nie? Paulus, ek dink 9 van sy briewe het hy aan die gemeentes en aan die kerk gestuur. Galasiërs is 'n gemeente, Efesiërs is 'n gemeente, Korinte was 'n gemeente, Efese was, hy kan hulle so opnoem. Luister geliefde, hy het belang gestel in die kerk, want die kerk het by mekaar gekom, hulle berei hulle voor vir die ewigheid. Dis in die kerk waar ons ryker en groei in Christus Jesus. Dis hier waar ons getrouheid leer, wat 'n deel is van die vrug van die Heilige Gees. Dis hier waar ons nagmaal bedien en die dood en die opstandinge en nooit wil vergeet nie in 1 Korintiërs 11. En omdat ek hom lief het, kom ek na sy huis toe, en omdat hy my lief het, kom ek na sy huis toe. Ek sê sommer net weer, ek kom kerk toe, want dis die samesyn met die heiliges. Dis hier waar ons hom oplig in die sang en musiek en dankieorkes. Dis hier waar ons hande oplig in aanbidding. Dis hier waar jy padkos kry deur die woord van God vir die pad vorentoe. Amen. Is hier waar ons gevul word met die Heilige Gees en gevul word en weer gevul word en weer gevul word. Weer sê ek, dankie vir die internet, dankie vir die YouTubes, dankie vir Kruiskyk en dankie vir Duistaar, maar dis nie dieselfde nie. Het jy gehoor wat ek sê? Dis nie dieselfde nie. Halleluja. Statistieke nou uit Amerika, uit een van die groot gemeentes wat daar is, wil nie die naam noem nie, sê hulle dat 65% van die mense het na lockdown nie weer teruggekeer kerk toe nie. Hulle sê op hierdie stadium dat 40% van Christene oor die wêreld
kom nie meer kerk toe nie, weens die feit van die multimedia. Want jy sien, ek trek nou my pantoffels aan, sit met my pyjamas en my gown voor 'n TV'tjie, en ek dink ek gaan 'n groot blessing kry. It's not the same. Dis nie dieselfde nie. Dis 'n absolute, wil ek sommer sê, 'n set van Satan wat hy gebruik. Maar ek wil sê, Here, dit is tyd dat jy die kerk begin skutte, en dat is ook 'n verterende vuur van God sal inkom, en dinge reinig en heilig weer terug in die kerk van die Here. Blessed Lord. Luister my vriend. Kom ek sê vir jou, Johannes 15, kom ek terug na, uit dit wat ons in die begin gelees het. Jesus sê, ek is die wynstok. Hy sê, julle is die lote, hoor nou mooi, en die tyduur is God. En dan sê die tweede vers, as ons as lote dan nie vrug dra nie, dan sny die tanier jou af. Kan ek vir jou sê, ouens wat in die kerk bly, is altyd die bidders. Dis die helpers. Dis die ouens wat die werkers is. Dis die vrug dra. Want hy is die wynstokke, ek en jy is die lote, en as die loot weg is, dan weet ek nie altyd waar is hy heen nie, maar een ding weet ek, as hy nie hoor nie, sal hy dalk afgesny word. Luister, wat beteken snoei, en wat beteken skoonmaak? Almal wat vrug wil dra, sê God, sê die Here, gaan ek skoonmaak, sodat hulle meer vrug kan dra. Maar nou hier kom nogal 'n interessante iets, en ek wil dit graag hier ingebring het weer. Nou wil ek sê, Lukas 13, vers 8. Nou kom die Bybel so, maar hy antwoord en sê vir hom, hoor nou mooi. Hy sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek op hom gespit en misgegooi het. Sê gespit, misgegooi. Nee, nie misgooi nie, mis. Ek het op 'n plot groot geword. Ek ken die plaaslewe. Partykeer daar deurloop en die beeste was daar, die skape was daar. Dis die lekker nie, is ook nie aangenaam nie. Waar is al die plotmense? Hoe Here, hulle kan jou groot stories vertel van al die dinge. Luister, dit ruik nie, dit lyk nie aangenaam nie. En weet jy wat wil ek vir jou sê, kerk? Jy gaan ook baie keer deur tye wat die groot tuinier by jou en by my stil staan, en wat ons gedagte hou van dinge van Matteus 24, van dinge wat in hierdie wêreld aangaan, wat nie altyd aangenaam is nie, wat 'n voorbereidingstyd is. En wanneer ons daarna kyk, dan sê dit, want die Here wil skoonmaak, hy wil misgooi, hy wil hê dat die jak, o Merlin, Higgy, sy het eenslag gesê, sy sê, you know that is jak. Well, I don't know what's jak, but it doesn't sound too good. Maar ek wil sê, luister nou kerk, jy gaan deur 'n klomp jak. Jy gaan deur 'n klomp trek. Jy voel, Here, maar hier word nou goed op my gegooi. Mis. Dis wat die Bybel sê. Dis onaangenaam. Maar die landbouer sê, jy lewer nie wat jy moet nie, en nou gaan ek 'n klompie jak op jou gooi, sodat jy kan groei. Spesialiste in die landbou
wil ek jou sê, hulle gebruik hierdie goed. Nou kyk, my vrou is 'n wonderlike tuinier. Maar ag heerlikheid, as ek baie keer daar deurloop, dan sê ek, mens kan nie leef hier nie. Die jaggejak en die goede wat sy inwerk. Maar weet jy, die spesialiste sê, mis het die regte voedingsstowwe om 'n plant mooier, beter en vinniger te laat groei. Luister, moet nooit vergeet hoekom die tuinier mis op jou gooi nie. Dis sodat jy meer vrugte kan dra. Dat jy beter kan groei. Jy weet, ons redeneer kabel baie keer so, Here, wat is dit wat nou weer hier met my gebeur? Hoekom is hierdie ding nou weer aan die orde? Hoekom het ek deur hierdie ding gegaan? Luister, daar's tye wat jy mis moet kry, dat jy beter kan groei, en hoër kan klim in die Here, en die tuinier in tevrede kan stel. Halleluja. Ek wil net vir jou sê, moet nooit touw opgooi nie. Moet nie moed opgooi nie. Ek wil sê, as daar mis baie keer op ons val, as predikers, dan wil ek sê, Here, dit beteken sekerlik meer siele. As daar op jou besigheidsmense, dan ook dit val, beteken dit seker meer besigheid. As daar mis op die moeder val, dan wil ek sê, God wil jou huis en jou kinders seën. As die kind van God deur hierdie dinge gaan, dan sien ek nog altyd Okla, die God wat 'n verterende vuur is. En weet jy wat maak vuur? Kom ek sê weer vir jou, hy maak skoon, hy louter en hy reinig. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Halleluja. Dit is wat Hebreërs sê. Hy sê, onze God is 'n verterende vuur. Hy is die Okla. Hy gooi mis baie keer om die plante en die bome beter te kry, sodat ek en jy vrugte kan dra. Wow. So, God wil jou nie skaam maak nie. Hy wil jou nie afdruk om dalk die jaggejak of die mis op jou te gooi nie. As God tuinier is, dan snoei hy, en nie om jou moedeloos en frustreerd te maak nie. Amen. Maar dat jy meer vrug sal dra. Dat jou getuienis sal begin opstaan. En wanneer jy ook by iemand kom, dan kan jy ook sê, kom ek vertel jou hoe het ek deur dit gekom. Luister, God het die beste in stoor. Al lyk dinge hoe. Al lyk dinge nie so aangenaam nie. Wanneer hy mis op jou gooi, wat nie so aangenaam is nie, is dit dat ek en jy in die Here sal groei en bly groei. Sê bietjie saam met my, die beste lê nog voor. Sê dit weer, die beste lê nog voor. Ek weet nie hoe lang nie, maar prys God. Ons wil God. God gaan mense en lande skud in hierdie tyd. Dis besig om te gebeur. Maar ek wil sê, Here, U gaan ook die huis van God, U gaan die kerk van God begin skud. Hy gaan jou dalk snoei. Hy gaan al mis op jou gooi. Maar jy sal aan die einde agterkom. Jy het net meer vrug gedra. Tot eer van sy naam. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam. In Jesus naam. Sê amen. Staan saam met my. Staan op vir Jesus, o stryder van die kruis. Wil jy nie net so oomblikie in 'n toewyding kom? Die orkes kan maar kom gou. Hulle kan speel. Steek op jou hand.
sê Here, daar gebeur baie dinge om ons. Matteus 24 het baie dinge wat sê, wat nou aangaan in die wêreld en wat dalk nog sal aangaan. Die geboortepyne raak nou al hoe vinniger. Maar die Here God help ons. Help ons, snoei ons. Kom, jy moet nou so 'n oombliekie bid, ek kan nie altyd net met jou praat nie. Dis nou 'n Pinksterkerk hier. Nou praat jy met die Here. Nou sê jy, Here, ek het snoei nodig. Of jy sê, Here, ek het so 'n bietjie mis nodig, of wat ook al. Maar dan gaan jy vir die Here vra, dat hy in hierdie oomblikke by jou gaan staan. Kom bid, praat met die Here, praat met die Here, praat met die Here, praat met die Here. Dis 'n tyd dat jou kinders in jou huis gered word. Dalk is dit tyd dat daar 'n bietjie mis op hulle moet val. Maar ek sou sê, dit is tot voordeel. Dit is tot die vrug wat die boom moet lewer, sodat die groot tuinier nie die snoeisker inlaat en jou afsny en jy nie weer daarby kan kom nie. Ek wil sê, dit is nou die wel aangename ure om te sê, o Here, hier is ek, ek wil meer vrug hê, ek wil meer vrug in my lewe hê. Help my, dra my, Here, gee my die genade, die krag van die Heilige Gees. Ek wil nie in 'n verwarring staan van hierdie wêreld en die wêreldse dinge nie. Ek het my oog op die Bybel. Ek het my oog op die woord. Ek het my oog op die Here. Halleluja. Hy is my helper. Hy gaan jou deurdra en hy gaan voorsien in Jesus naam. Waai jou hand so en sê, Here my God, ek bring 'n dankoffer voor die troon van die Here. Jy moet saggies. Baie dankie, waai net jou hand so, in die naam van die Here, sê dit, Here my God, hierdie is nou 'n belangrike oomblik. Here, ek bring 'n beweegoffer voor die troonkamers van God. Ek kyk nou op na U toe. Ek vertrou die Here. Ek bestraf elke werk, Here, elke een wat gebind is nog deur dinge wat hom wil weerhou, dat hy nie meer vrug kan dra nie. Die duiwel wil ons teehou. Die vyand wil dinge sê, die vyand wil dinge voortbring. Maar daar's 'n God in die hemel. Hy gaan help, hy gaan deurdra. Ek bind hier die werke van die Satan oor my land Suid-Afrika. Steek al twee hande op en sê, Here, ek bind die werke van die duiwel oor my land. Hulle wat die evangelie wil verongelukke, hulle wat in hierdie tye staan om met terroriste verbonde te smee. Ek sê, my God, ek bestraf dit in Jesus naam. Here, maak skoon in hierdie land. Maak skoon, kom aan, maak skoon. Sê, Here, maak skoon in hierdie land. Maak skoon onder ons mense. Maak skoon onder ons huise. Maak skoon, Here. Maak skoon in ons jeug, in die sonderskool. Maak skoon, Here. Maak skoon. Hierdie krag en deur die Esokla, na die vuur van God. Sê die vuur van God. Sê die vuur van God. Die vuur van God moet aankom. Die vuur van die Here moet inbeweeg. Sakayana, in Jesus naam. Staan op vir Jesus, o stryder van die kruis. Verhoog sy krygsbanier, deur haar die stryd geprys, deur stryd
by yourself in Jesus' name. Ons gaan dit maak deur sy genade, deur sy bloed, deur sy prys, wat hy vir ons, ag gee die Here nog 'n lekker hande klap in hierdie plek. Halleluja, ons gaan dit maak. Hierdie deel maak. Ja, my geloof, daar iemand nou is wat sê, pastoor, ek soek die Here in my lewe, steek gou jou hand op en ek gaan vir jou saam bid. Daar's hande, daar's hande, daar's hande. Oorals gaan hulle op. Ek soek die Here. Ek wil seker maak, almal in hierdie kerkgebou bid saam met hulle wat nou die hande opgesteek het, hierdie gebed agter my aan, sê Here Jesus. Sê hardop, Here Jesus. Ek dank U nou dat U my help. U red my. Was my in die bloed. U maak my skoon. Ek is U eiendom. Skryf my naam. Dat hy in die boek van die lewe is. Ek gee my lewe. Kom in, Here. Ek breek met die wêreld. Die dinge van die wêreld. Maak my skoon. Louter my. Deur die vuur van God. Sy Heilige Gees. In Jesus naam. En almal gee die Here.